Martin, jy daar agter sit. Ek kom net nie my bril op sit dat ek vir Martin kan sien. Hy sit so half daar die donkerte. Okay. Goed, daar sê nou ja, ons sê vir julle welkom hierso. En ons het daarom nog 'n kuiergas hier saam met ons. Dit is nou, ek sê ons nou my huis is daar 2 vrouens, gelukkig hulle susters. En toe sê ek vir nou daar vir meisiekind oor die klein hondjies wat ons kry en Elsie sê en sy stry met my. Toe sê ek vir meisiekind, gelukkig jou ma beloof my gaan slap by die honde, maar gelukkig haar suster is hier so seker nie baie maak nie. Maar ons is die Here dankbaar dat ons hier is en dat ons so saam kan wees en lekker die naam van die Here groot maak. Ek sê altyd dit bly maar net 'n voorreg as kinders van die Here om by mekaar te kom en by mekaar lekker die naam van die Here groot te maak. Goed, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade, Here, dit wat U vir ons doen, dit wat U vir ons beteken. Here, ons weet aan U wil ons net vanmôre die lof, die eer, die aanbidding bring. En Here, ons weet U is op die troon. En omdat U op die troon is, Here, weet ons kan ons kans sien vanmôre. Hoef ons nie verboureerd te wees nie. Here, maar kan ons uitreik na U vanoggend. Here, ons wil ook in besonder bid vir hulle. Ons wil bid vir Nico, Here, vir sy arm, Here. Ons wil daar vra, Here, dat U ook daar sal aanraak. Here, ons dink in Christo, Here, daar wat hy ook nog in die hospitaal is, ons pleit ook die kosbare bloed oor hom, maar Here, oor elkeen vanoggend wat siek is, elkeen wat vermoeid is, elkeen wat belas is. Here, ons het dalk nie vanmôre al die name by ons nie, en dalk kom daar 'n naam in ons gedagte op, Here, dan wil ons vra, staan by daardie persoon vanoggend stil, strek U hand oor hom uit. En Here, ons weet, want U is die aanraker van mense, en daarom eer ons U vanmôre. Here, kom verheerlik U vanoggend in en deur ons, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar sê my lucky man, glory, God is mine, unto Him I know His son. I have been redeemed, I'm redeemed, my lucky man, glory, God is mine, unto Him I know His son. I have been redeemed. I am blessed every day of my life. I am blessed. When I wake up in the morning, take my head to rest. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed.
Feel that's a fire in my soul. Lord, take it now. Lord, take it now. That's my little David Benedict. Take the needle, that's a fire in my soul. Take the needle, that's a fire in my soul. Lord, take it now. Lord, take it now. That's my little David. Leaning close, take the needle, that's a fire in my soul. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I can use in my pulse, it's a kiss. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Can use in my pulse, it's a kiss. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Jesus, I can use in my pulse, it's a kiss. Yes, I need wunderbar, wunderbar. Jesus is alive. Jesus is alive. He is the blood and ransom me. He is the power and that sets me free. Yes, and life is given unto me. Oh, Jesus is alive. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive. He is the blood and ransom me. He is the power that sets me free. Yes, and life is given unto me. Oh, Jesus is alive. On the Lord's day, Adam rose from heaven, and this is what they say. I'm the Alpha, the beginning and the end, and behold, forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Songs I sing the Spirit. On the Lord's day, heaven rose from heaven, and this is what they say. Alpha and Omega, beginning and the end, and behold, live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Father, I appreciate you. Every Father, I appreciate you. I love thee, adore thee, bow down before thee. Every Father, I appreciate thee. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are.
of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. I love thee, adore thee, bow down before thee, Son of God, what a wonder you are. How great is my God, they sing of thee, how great is my God, and always sing how great is my God. How great is my God, they sing of thee, how great is my God, and always sing how great is my God. Oh, a name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is my God. Oh, a name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is my God. How great is my God, they sing with me how great is my God, and always sing how great is my God. And sings my soul, my Savior, unto thee. How great thou art! He is so great thou art. How great thou art! And sings my soul, my Savior, unto thee. How great thou art! How great thou art! And sings my soul, my Savior, unto thee. How great thou art! He is so great, my God. How great thou art! It sings my soul, my Savior, unto thee. How great thou art! How great thou art! Amen. Daar is hy. Die ding wat ons laas Sondag laat swaar kry het. Nou in die week so terwyl ek so voorberei of daar kyk deur en dan toe kry ek hierdie gedagte rondom die verborgenheid van die Here. En een ding wat ons wat ek dink in hierdie tyd baie besig is om te gebeur. En ek dink as 'n mens bietjie rondom jou kyk, ek luister nou die aand toe hoor ek die moslims sê, maar hulle God is die God. En die Jode sê,
Hulle praat weer, hulle sê, maar ons God is 'n God. Wat sê, wat ons aanbid. En die Boeddhas kom en hulle sê, maar ons God is ons God. En wanneer Paulus skrywe oor al hierdie dinge, dan sê Paulus, dan wil hy eintlik maar vir hulle leer. En hy wil vir hulle sê, daar's eintlik ietsie baie meer wat julle nie van geweet het nie. Onthou, in ons tyd het ons baie meer kennis al van die woord, as wat hulle in hulle tyd gehad het. Maar baie van die goeters, as jy dit lees uit hulle terme en hulle tyd uit, dan besef jy dat mense sit vandag in dieselfde bootjie by ons met dieselfde onkunde, wat dit nog nie aanvaar nie, wat nog nie daar is nie. En terwyl 'n mens so baie keer uitwerk, dan gesels jy met kinders van die Here, dan hoor jy ook baie keer, maar daar's leemtes, daar's sekere goed wat ons glo, daar's sekere dinge wat ons doen. En Paulus se werk was juis gewees om mense te probeer oortuig, om daai tyd te aanvaar nie die wet nie, maar eerder die genade wat in Jesus Christus is. En Paulus leer eintlik vir hulle, en as ons dit lees, dan besef ons baie keer weet ons dit ook nie. Baie keer hoor ons dinge, en ons glo dinge, maar baie keer weet ons nie self waarvanaf dit kom nie. En dit was interessant, en dit wat ek vanoggend met julle wil deel, is 'n bietjie interessant dat 'n mens dink, en ek gaan dit vanmôre lees, dat God het reeds met Abraham, het hy alreeds al die evangelie gegee, vir al die nasies. En ons gaan vanoggend daaroor, en terwyl ek dit lees, dan besef 'n mens, dat God se plan was nog met Abraham, toe hy Abraham geseën het hy alreeds al 'n gedagte gehad van wat sal kom, die verlossing wat daar gaan wees. En die mense, deur die jare, ek dink die Jode se grootste probleem, as ek ooit kon sê, ek dink was hulle te veel vasgehak net by die wet. En hulle kon nie verder as dit kyk nie. As jy nie in die wet was nie, dan was jy eintlik doodgemaak gewees. Jy was dit. Wat sê, hulle het nie verstaan wat God se plan is met Israel nie. Hulle het nie verstaan wat is God se plan gewees. Ek sê altyd vir die mense, toe die Here die wette gemaak het hy nie die wette gemaak vir straf nie, maar hy het juis die wette gemaak dat mense moes nader aan mekaar kom met hom. En ek wil, terwyl ek dit daaraan dink ek, van ons wat nou getroud is, wat jy sê, die ander is nou kort getroud en die ander is nog nie getroud nie, hulle moet nog getroud word. Maar eintlik, wat doen 'n mens as jy begin saam? Die eerste paar jaar van 'n ou se huwelik is mos maar baie boks en uitsorteer en die een hou van dit en die een hou nie van dit nie. En die een hou, maar later aan, wanneer julle meer by mekaar is, hoe langer julle by mekaar is julle meer aanpasbaar. Jy sal eerder iets doen vir iemand wat saam met jou is, sê maar jou man of jou vrou, sal jy ietsie meer doen vir dit as wat jy self dit sal wou gehad het. Elsie sal baie keer, dan sy hou van dit, haar kos moet droog wees, my kos moet swem in die sous. Nou, ons het al ewig in die beginjare het ons geboks oor die storie van die sous in die pot en die pot moet droog wees, maar later het sy aanvaar, sy het my so lief, dat al my kos kan nou swem in die sous. Wat sê, dis opofferings wat 'n mens maak, en die Here het dieselfde gedagte gehad met die wet. Hy wou gehad het, hulle moes weet waarvan hou hy nie. Waarvan hou hy nie, maar waarvan hou hy. Wat wil hy graag hê, moet hulle doen, maar wat moet hulle nie doen nie. Dit was nie, as ek en Elsie deur die jare, as ons vandag terugkyk, ek dink gister aan daarso, nou Maartman wat nou kom volgende jaar, dat ek het sy 49 jaar getroud. Dis dan baie lank, nee. Arme tannie Elsie. Nou waar is die broer? Sê tog Eina, of sê net iets. Ja, daar sê, jy wil nou nie in huis storie. Maar die hele ding, wat doen 'n mens? 'n Mens wil graag die ene wat vir jou belangrik is. En die reëls wat ek en sy het, deur die jare het daar reëls in die huis gekom.
waarvan sy hou. Daar's reëls in die huis wat sy nie van hou nie. En wat maak ek? Ek kan elke keer die reël oortree en ons gaan steeds beklei. Of 'n ou gaan later aan sê, ek aanvaar dit, sy aanvaar dit. Byvoorbeeld, as ek na die hangkas toe gaan, dit wat hang voor my, dit vat ek en dit trek ek aan, of ek werk of ek nie werk nie, dit doen ek. En dan is sy nie kwaad nie, sy's kwaad. Nou het ons geleer oor die jare, nou het sy my geroep en vir my gesê, kom kyk hierso, nou staan ek voor die kas. Hier vanaf soontoe is werksklere. Hier vanaf soontoe is jou dra en dorsklere en kerkklere. So. Nou staan ek voor die kas en dan vat ek baie keer nog dorsklere en kerkklere deur mekaar. En dan as sy klaar, dan sê ek, maar jy het hulle deur mekaar gehang. Ouens, waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor, dit gaan oor 'n verhouding. Jy respekteer iemand anderste se verhouding, wat jy het, sy siening, sy idee. En dis wat God met Israel wou doen. Hy het hulle net 'n wet gegee om vir hulle te sê, ek hou nie daarvan nie. As jy dit doen, is jy in my goeie boekies. As jy dit nie doen nie, dan het ons moeilikheid. Wat doen ons in huise? Selfde ouens, presies dieselfde. As ek iemand voorlief is, dan doen ek opofferings vir haar. As sy my lief het, dan doen sy opofferings vir mekaar. Ek weet waarvan hou sy. Ek weet waarvan hou sy nie. En God doen presies dieselfde. Efesiërs 3 vers 2, hy sê, skrywe Paulus, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade, as julle maar net hierdie bediening gehoor het van die begin af, wat hulle eintlik saam met hulle gehad het, ons gaan daarby kom, van God, wat aan julle of wat aan my verleen is vir julle. Paulus sê maar net, ek bring vir julle dit, ek het die Here dit op my gemaak. Efesiërs 3 vers 3 sê, dat hy aan my deur in openbaring, hy sê, bekend gemaak het, hoor nou, die verborgenheid. Nou, verborgenheid beteken eintlik, amper die Engels gebruik die woordjie secret, 'n geheim, wat eintlik nie geopenbaar is nie. Daarom is hy verborge, hy is weggesit. Soos ek dit voor dit kortliks geskryf het, dan sê in vers 4, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Die Good News Bible sê vir my, die laaste, die insig, hy sê, you can learn about my understanding of the secret of Christ. Wat sê, laat ek en jy leer elke dag van ons lewe. Leer is om wat te doen, om die wil van ons Vader te doen, om die wil van God te doen. Die Here het nie nou nodig om vir my te sê, maar wil ek dis verkeerd nie, ek weet wat is verkeerd. Ek weet wat maak my pa gelukkig. Ek weet wat hou my hemelse Vader gelukkig met my. As ek sekere dinge doen, as ek sekere dinge in hom wandel, dan weet ek dit. En hy sê met ander woorde, sodat ek en jy kan leer. Paulus sê vir hulle, laat jy van my kan leer. Dat jy van my kan leer, maar ek ook van jou kan leer. Wat sê, laat ons van mekaar kan leer. Wat sê, dis nie 'n one-way storie nie. Ek het al baie keer in huwelike gesien, die vrou sê so of die man sê so, en so gaan hulle reg deur aan. En dan, maar dis nie hoe dit werk nie. Enige huwelik is eintlik veronderstel om twee kante te hê. Net so met die Here ook, as jy wil wees in die wil van jou Vader, dan doen jy wat? Waarvan hy hou? Hy sê, as jy doen wat ek jou beveel om te doen, as ek vir jou vra om dit te doen, dan beteken dit, ek wil hê jy moet aan my weer wandel. En Paulus, wanneer hy oor skrywe juist daaroor, laat ons moet leer. Ons leer, ek leer nou nog. Ons leer elke dag nog meer van jou maat. Jy het nie alles wat jy het nie, daar's goeders wat jy nog steeds leer. Intussen het sy been dit verander, nou moet jy aanpas by die storie. Nou moet jy dit doen, terwille van jou maat, terwille van hom wat jy verlief is, terwille van dit wat gebeur. Maar jy het jou reëls.
Jy het jou sinnings, hoe jy dit wil hê, en ons pas daarbey aan. Hy sê vers 5, want in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaak is nie. Nou skryf hy oor die goed wat ek eintlik nou vir julle vanoggend verdeel. Dit wat ek met julle praat, hy sê dit was nie bekend gewees nie. Dit was daar, maar dit was net nie bekend aan die mense nie. Hy sê nie bekend gemaak nie. Soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, dan naamlik, en daarby gaan ons nou nog kom. Wanneer hy dit sê, dan sê hy vir hulle, hierdie goed was nie aan hulle verduidelik nie. Hierdie goed was nie aan hulle deurgegee nie. Ek dink elke Sondag, elke tyd wat ek spandeer met nie net die woord nie, maar wat ek spandeer, leer ek iets van die Here. Leer ek iets van wat hy van hou, wat hy wil hê ek moet sê, wat ek moet spreek. Baie keer sê ek, Here, maak iets lewend in my hart, dit wat u wil hê ek moet bring. Hoekom? Bloot omdat ek wil in sy wil wees. Nie my wil nie. My wil sal dalk. Jy het eendag vir my gesê, hy sê, pastoor, jy moet slag vir my kans gee om te preek. Ek sê, wat sê jy mag? Hy sê, ek jaggel almal uit die kerk. Ek gaan nie met hulle sukkel soos jy nie. Verstaan jy, baie keer mense is nie daarvoor gemaak nie. Daarvoor moet jy iemand hê baie keer wat maar net as leraar, as leier, Paulus net vir jou kan kom en sê, dis die pad wat jy moet stap. Dis wat jy moet doen, dis wat jy moet doen. Baie keer is ons so ingestel op onsself, baie keer is so ingestel op onsself, dat ons net kan, en Paulus skryf, dit is die geopenbaar. Galasiërs 3, en ek gaan net op by die ander een kom, Galasiërs 3 vers 8 sê, en nou praat Paulus daaroor, hy sê, in die skrif wat vooruit gesien het, nou praat hy in 'n van terug, van Abraham se tyd, het die skrif al gesien wat ons nou ervaar, wat ons nou beleef. Ek dink as ek dit al baie keer vir julle gesê, terwyl ek dit gisteraand lê en weer dit bepeins en oor gaan, ek dink nog nooit in die geskiedenis van, kom ek sê, van die koninkryk van God, was daar al soveel nasies, volke en tale, soos nou wat God loof en prys nie. Nog nooit. Nie waarvan ek weet nie. Maar ek dink dit was nog nooit gewees nie. Want al die jare was dit nog net gewees, die wette. Jy met die Jood, jy kon ingekom het as jy besny was, as jy dit gedoen het, as jy dit doen. Maar nooit was dit so, laat soveel nasies, volke en tale, en ons gaan daarby kom, laat hulle God nou loof. Hy sê, in die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene, dit sluit ons in, almal van ons in, uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham, hoor nou, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig. Wat sê, toe hy vir hom gesê, verkondig het met die woorde, in jou sal al die volke geseënd word. Wat sê, dit was die evangelie. Wat is die evangelie? Die evangelie is redding, is verlossing, is oorwinning. Die evangelie is iets wat die Here vir ons gegee het, laat ons lewe. Die evangelie, hy het vir hulle gesê, hy sien in die verte, daar sal 'n volk wat die lig sien opkom, en hierdie mense sal hom dien. Hy het gesê, want hulle wou nie die lig hê nie, maar daar's 'n volk wat sal opstaan en hy sal dit doen. Daar's kinders van God vandag wat deel was van die heidene, wat nie saak gemaak het nie, wat vandag deel is van die heidene, om te kry wat God vandag vir ons beplan het. Hy sê vers 9, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham, sodat die wat dieselfde geloof het as Abraham, dieselfde sal hy seëning ontvang. Hy sê, dan Galasiërs 3 vers 14, sodat die seun van Abraham, en wat het God het vir Abraham geseën met wat? Met menigte. Hy het vir Abraham geseën en gesê, jou nageslagte sal die wêreld vul. Jou stel die sterre in die hemel, dit sal joune wees. En hy het nie net bedoel, daai tyd, die Israeliete nie. Hy het nie net bedoel, onthou, toe was dit nog nie Israel nie. Toe was dit nog net Abraham se verhouding met God. Toe was dit nog nie eers die Israel soos wat ons dit ken, en Jode soos ons dit ken nie. Hy sê, sodat die seun van Abraham na die heide kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees
deur die geloof kan ontvang. Waardeur ontvang ons die geloof? Deur die Gees. Deur die Heilige Gees wat met ons praat, wat met ons deel, wat vir ons sê. Ek sê altyd die stemmetjie wat ons hier sê, Galasiërs 5 praat daarvan, hy sê die gees begeer teen die vlees, en die vlees teen die gees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Is dit nie wonderlik nie? Daar is altyd 'n stemmetjie, baie ou sê, ja, daar is 'n stemmetjie wat vir my gesê, jy moet dit nie doen nie, toe doen ek dit maar in geval. So, jy het moeilikheid eintlik wat jy doen. Dit is soos in 'n huis, as jou ma vir jou gesê het, jy doen dit nie so nie, en jy doen dit anderste, wat maak sy? Jy kry 'n paar klappe. So, jy moet doen dit wat sy vir jou sê. En dan kom ek by die een wat ek nou wil met u deel. Die geheim wat Paulus gehad het. Die geheim wat hy graag wou vir hulle gesê het, vir ons is dit nie vandag eintlik 'n geheim nie. Maar Paulus wou vir hulle 'n geheim gegee het, en ek dink dit is hoog tyd as ons rondom ons kyk nou, dat ons weer by die punt sal kom dat ons begin 'n bietjie kyk, wat was eintlik die verborgenheid? Wat was vir die volk van God vir al die jare verborge? Nie omdat God dit wou gehad het nie, juis omdat God het daardie belofte aan Abraham gemaak. God het vir hom gesê, luister, ek sê vandag vir jou, in jou sal mense geseën wees, in jou sal nasies, volke en tale geseën wees, want as hulle na jou is, dan sal hulle geseën wees, want hy het hom beskou as die vader van die geloof, want Abraham het alles gelos en gegaan na die land toe wat God hom beloof het. Al het Abraham nie die land, met ander woorde, hy was eintlik in die land, maar hy het hom nooit in besit geneem, hy kon nie, want hy was te min. Maar al het hy daarop gestaan, het hy nie een oomblik getwyfel dat dit sal wees nie. Hy het nie getwyfel toe God vir hom gesê het, uit jou uit sal ek 'n geslagte oprig nie. Toe hy hoe oud was, toe het hulle eerste kind, waaruit God se woord bewaarheid is, want die belofte wat God vir hom gehad het, was daar. Daarom kan ek en jy vandag, omdat dieselfde beloftes wat God vir Abraham gemaak het, dieselfde beloftes wat God vir Isak en Jakob gemaak het, is die beloftes wat ons vandag ook het. Ons het dieselfde beloftes, ons het dieselfde kindskap, ek gaan dit vir julle wys, ons het dieselfde eer as wat hulle het. Hoekom? Omdat ons in hulle is, en hulle in ons, en Christus in ons almal. Ons is deel van God se plan, ons is deel van God se heerlikheid. Dit wat ek en jy, wat hulle gebeleef het, wat hulle nagestreef het, hulle het so erg aangegaan dat hulle gesê het, jy kan nie afwyk van die wette nie. En dis nie wat hulle eintlik wou gehad het nie. God wou 'n verhouding gehad het. Hy sê vir hulle, ek het meer behaag in gehoorsaamheid as wat ek behaag het in offerandes. Dit wat jy dink jy doen om my te om my te, soos die Engels sê, please, ja, omdat jy my wil gelukkig maak. Jy dink jy maak, maar eintlik soek ek gehoorsaamheid. Ek wil net hê jy moet luister. Dis dieselfde in my huis. Elsie wil hê ek moet net partykeer luister na haar. As ek nie na haar luister nie, is sy ongelukkig. As sy nie na my luister nie, wat dan? Is ek ongelukkig? En dis dieselfde verhouding wat die Here met ons wil hê. Die Here wil nie 'n verhouding hê, laat ons moet dink ons word uitgewerk nie. Dat ons word weggegooi nie. En Paulus toe hieroor skryf hy juis met die gedagte, om vir hulle te sê, maar julle is eintlik uitverkorenes. Julle wat dieselfde glo as Abraham, daardie geloof wat julle in Jesus het, wat julle het in die seun van God, in die verlossing wat daar is. Hy sê, dit is vir julle almal presies dieselfde ding. Hy sê, dit behoort aan julle. Dit behoort nie aan iemand anders nie. En dan skryf Paulus die verborgenheid vir hulle. En toe hy die verborgenheid skryf, sê hy, in Efesiërs 3 vers 6 sê, dat die heidene mede-erfgename is. Dit beteken, soos wat God vir Abraham daardie belofte gemaak het, en met hom 'n verbond gesluit het, het hy 'n verbond dieselfde tyd met ons gesluit. Wat hy vir hulle gesê het, maar julle is mede-erfgename van die koninkryk van die Here. In Romeine 8 praat hy daarvan, 16 praat hy daarvan. Hy sê, laat ons is mede-erfgename.
Ons is nie sommer vanoggend dit nie. Ons behoort aan die koning van die konings, aan die Here van die Here, aan die God van dit. Laat ons baie keer net weer sal gaan sit en dink daaroor. Ek is nie 'n verlorende nie. Ek is nie 'n uitgewerpene nie. Want hulle het daar gesit en hulle vir Paulus baie keer gevra, ja maar moet ons besny, moet ons dit doen, moet ons bly by die wette. En Paulus het gesê, die twee kan nie saamloop nie. Julle moet net kies, maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy is in die heerlikheid van die Here. Jy wandel, jy's mede-erfgenaam. En die erfgenaam beteken, ek staan in 'n plek om ook deel te wees van die grootheid van God. Ek is 'n erfgenaam van sy heerlikheid. Nie net omdat Abraham dit het, maar omdat God al daai jare al 'n belofte aan Abraham gemaak het en vir Abraham gesê het, Abraham, in jou sal 'n nasies volk en tale geseënd wees. Wat sê daardie evangelie was juis in hom verkondig. Wat is die grootste evangelie wat ons vandag kan verkondig, behalwe om iemand na die Here te lei, behalwe om vir die Here, as om juis vir mense te vertel, dat jy is 'n mede-erfgenaam van die koninkryk van die Here. Want jy sien, as hy mede-erfgenaam beteken, dan werk ek daarvoor. Dan hou ek dit reg. Ek het baie testamente gehoor wat mense sê, omdat hierdie ene nie gedoen het wat ek het, laat ek hulle uit my testament uit. En dan dink jy, maar dis onregverdig, dis dan baie keer hulle kinders, maar baie keer het hulle hom verwerp, die vader verwerp of die moeder verwerp, en die vader en die moeder het besluit, ek haal hulle uit my testament uit. Hulle is nie meer mede-erfgename nie. Net so ook met ons. Daarom sê hy vir jou en my, jy erf eintlik alles wat ek het. Jy is deel van die erfgename. Maar onthou net, ek kan myself uitdaal daar. Dis die ding wat daar is. Nie dat God sê, jy kan nie. Daai ma en pa het dalk nog nooit van die begin af gesê nie. Hulle wou die beste gehad het vir hulle kinders. Ek wil die beste vir my kinders hê. So ook die heerlikheid van die Here, wanneer hy met jou en my praat, dan sê hy, en die heidene is mede-erfgename. En dan praat Paulus die volgende ene. En die volgende ene is dalk vir ons baie meer belangrik in 'n tyd soos wat ons vandag lewe. As ek hierdie met julle deel, dan gaan ons begin besef, dat die wêreld het ons begin leer om alleen te wees. Die wêreld leer ons vandag om elke ou met sy eie ding doen. Elkeen moet op sy eie wees. En terwyl Paulus met hulle praat, het Paulus vir hulle vertel, ek wil vanmôre vir jou sê, of Paulus het vir hulle gesê, ek wil 'n bietjie vir julle vertel, dat julle is eintlik belangrik. Julle is so deel van God se koninkryk. En toe Paulus dit praat, ek dink Paulus gee die mooiste, hoe sal my sê, die mooiste gelykenis wat hy van praat, wanneer hy praat van ons is die liggaam van Christus. Elke lid wat jy het, moet funksioneer saam. En wanneer Paulus hieroor skryf, dan sê hy, buite die eerste een is erfgename, die tweede ene sê hy, julle met ander woorde erfgename is medelede van die liggaam, van die liggaam. Dan sê hy eintlik, ek kan nie sonder Louis nie. Louis kan nie sonder my nie. Ons kan as kinders van die Here kan nie sonder mekaar nie. Daarom sê, wanneer hy daaroor praat, sê ja, elke funksie in jou hande, in jou voete, of wat ook al, elke ene van hulle het 'n funksie om die liggaam te dra. En Jesus Christus sê, ek is die liggaam. Maar sê, elkeen van ons is part van die liggaam. En ek dink die wêreld het ontstaan nou, dat elke ene kan apart funksioneer, maar volgens die Bybelse beginsels, kan ons nie apart wees. Ek het jou nodig, jy het my nodig. Ons het mekaar nodig om mekaar aan te val. Ons het mekaar nodig om mekaar te bemoedig. Ons het mekaar nodig om mekaar in die hand te vat en te sê, hou aan, moenie stop nie. Ons het daar, want ons is mede-liggaamslede. As jy een ding wegvat van jou, dan is daar iets wat kort. Ek sê vir baie keer, ek het dit van tevore ook gesê, as jy hierdie puntjie kyk, Elsie sê, dis omdat ek nie geluister het na die Heilige Gees, dis hoekom hy so is. Okay, so. Maar die puntjie, weet julle wat is my grootste stryd met hom, met hierdie kop wat mis?
wat nie is nie, is om goed om te hou soos pille. Of sê maar soos iets wat ek in my hand gooi. As ek kyk daar, as ek dit gooi, hier kort iets, dan val hulle alles hier deur. Ek moet so toeknyp hier, as ek met hierdie hand vat, laat want hierdie kant val hulle uit. En dis wat gebeur met ons. As een ding kort, hierdie ou pinkie, net daai gedeelte kort. Maar omdat hy kort, het ek 'n tipe van 'n amper gebrek, het ek 'n tekortkoming. Want hy is nie so maklik om hulle te hou nie. Baie keer gooi ek goed in my hand, en as ek so optel, dan val dan alles net hier uit. En dan is ek vir myself frustreerd. En dan staan ek op en dink ek, maar hoekom kan hy nie in my hand bly nie, maar ek besef nie baie keer, hy kort nie. As hy daar was, sou dit nie gebeur het nie. So, ek en jy moet nie dink, ek is nie daai part van die liggaam nie, daai deel van die liggaam nie. Paulus skryf in die Openbaring, hy sê, ek het jou nodig, ek het jou pinkie, ek het daai stukkie het ek nodig, sodat die liggaam van Christus volmaak kan wees. Daarom het ek jou nodig. Ons kan nie vanmôre sê, ja, maar die Here het my nie nodig nie. Die Here het jou nodig. Hy het my nodig. Hy het elkeen van ons nodig om die liggaam volmaak te maak. Want as daar iets weg is, dan beteken dit. Hulle sê, eendag het ek 'n artikel gelees van die een ou se been wat hulle afgesit het. En toe sê hy lê in die bed, en dan steek hy sy hand uit, dan wil hy sy been krap, want sy kop sê vir hom sy been juk. Maar daar's nie been nie. Jy sien, jy's aangestel dat al jou lede moet daar wees. As een nie daar is nie, dan beteken dit daar's 'n tekortkoming. En dis wat Paulus skryf vir hulle, en hy gee dit vir ons tyd. Vir nou, juis vir die kinders van die Here, wat ons seker in die mooiste tyd kan ingaan, wat ons sê, so baie die woord van God, so baie begin kom nader na die Here toe, waaroor ons opgewonde is. Maar die vraag vanoggend bly staan, is jy deel van die liggaam? Of wil jy apart wees? En jy kan nie sê, ek wil apart wees, en dink jy's deel van die liggaam nie. Die liggaam beteken, ek moet daar wees. My pinkie is daar. My hand is daar, my vinger is daar. My ore is daar om te kan hoor. En net soos elke ding in jou liggaam vir jou belangrik is, so is ons belangrik vir die koninkryk van die Here. Hy sê, julle, met ander woorde, julle is medelede van die liggaam van Christus. En dan sê hy die derde ene, hy sê, en mededeelgenote aan sy beloftes in Christus deur die evangelie. Met ander woorde, hy sê, 'n mededeelgenote aan sy beloftes. Die vraag vanoggend is, hoeveel beloftes kan jy dink is daar in die Bybel? Vinnig, oorheen en baie. Nee, ek dink as ons vanoggend moet vir mekaar vra, wat se belofte kan jy vinnig aan dink? Dan gaan jy aan hierdie een dink, jy gaan aan hierdie een dink. Want elke woord, elke ding in God se woord is 'n belofte. Elke ding wat die Here gesê het, en dan sê hy, wanneer ons hiervan maak, hy sê, julle is mede-eienaars, julle is mededeelgenote aan die beloftes van God. En dit is wat Paulus vir hulle gebring het. As ek vanmôre vir jou kan bring, dan sê ek wil hê jy moet deelgenoot wees van die beloftes van die Here. Hierdie 3 dinge moet in jou lewe wees. Hierdie 3 dinge moet jy toepas. Hierdie 3 dinge moet jy vanmôre hê op jou, sodat jy deel van God se heerlikheid kan begin wees. Jy daardie seëninge van die Here. En beloftes beteken nie net altyd voorspoed nie, maar dit beteken dat die Here baie keer vir my beskerm, dat die Here my baie keer bewaar. Baie keer stap jy in 'n plek in die ou ry of oor 'n straat en die ou ry jou amper dood, en jy aan die ander kant staan en dink jy, "Jog, maar ek was gelukkig, jy het my amper dood gery." Dis God se seëning, God se genade, God se grootheid wat met jou is.
En hy sê, ons is met ander woorde mededeelgenote van sy beloftes. Die beloftes wat God vir Abraham gemaak het. Die beloftes wat hy vir Isak en Jakob gemaak het. Die beloftes wat hy vir ons gemaak het deur die eeue tot nou toe, was nie om jou en my weg te kry van hom nie. Was nie om ons weg te stoot nie. Maar die beloftes van die Here was om nader na my toe te kom. Nader met my te wees. Nader saam met my te stap. Nader saam met my te wandel. Nader saam met my te wees. Want ek wil hê, jy moet die beloftes van die Here geniet. Jy moet sy beloftes. Wat is sy beloftes? Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, as ek jou roep en jy luister na my stem, sal ek antwoord. Hy sê, as ek klop, sal ek vir jou openmaak. As jy my soek, sal ek jou vind. Is die evangelie. In jou, Abraham, sal die nasies geseënd wees. Omdat God 'n belofte met Abraham begin het. En Abraham was die ene wat sy seun gaan offer het. Isak. En uit daardie beloftes staan ons vandag as kinders vir die Here nog steeds. Ons hou nog steeds aan die beloftes wat God vir Abraham gemaak het. Daarom het ek en jy vandag 'n kans en 'n geleentheid. Wanneer ons by die Here Jesus uitkom, wanneer hy ons begin doen. Hy sê ek is nie hier toe Jesus gekom het, ek noem dit baie. Hy sê ek het nie gekom om die wil van my te doen nie, maar ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En wat was my Vader se wil? My Vader se wil en belofte was aan Abraham. En jou sal mense geseënd wees. Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar ek het gekom dat julle kan lewe, want my Vader wil hê julle moet lewe. Ek het nie gekom dat jy moet verwerp word nie, want ek het gekom want my Vader wil nie hê jy moet verwerp wees nie. Jy moet alleen wees nie. God het vir ons koningskinders gemaak. Jy is nie 'n weeskind nie. Al voel jy baie daar, jy is nou die enigste weeskind in die hele huis daarso. Jy is nie die weeskind in daai huis nie. Hoekom? Jy is 'n uitgekiesde vir die Here. Jy is 'n koningskind. Jy is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Jy is deel van 'n liggaam. Ek wil vir jou sê, baie mense wat ek al in my lewe gepraat het vir my gesê, ek voel alleen. Ek voel daar's niemand wat vir my omgee nie. Daar's niemand wat vir my belangstel nie. Niemand kyk na my nie. Niemand wil my hê nie. Luister vanoggend. Ek wil vir daai en vir jou my sê vanoggend, maar jy is deel van 'n liggaam. Jy behoort aan die koning van die koning se liggaam. Jy is nie sommer net hier jy vanoggend nie. Jy is uitgesoek vanoggend. As mense jou los, God het jou nie gelos nie. As mense jou verwerp, God het jou nie verwerp nie. As mense met jou opgee, God het nie met jou opgegee nie. Wanneer mense alles gelos het en weggestap van jou af, dan sê die Here, ek is nog steeds daar. Hy sit nog steeds soos hy, wat hy vertel van die verlore seun. Hy sit nog steeds en kyk, waar kom sy kind vanaf? Waar is sy kind? Jy is deel van sy liggaam. Jy is deel van sy bestaan. Jy is deel van sy wese. Jy is deel van sy heerlikheid wat hy vir jou en my wil gee vanoggend. Vat dit vanoggend. Vra net vir jou dieselfde vraag. Is ek vanoggend daar wat die Here wil hê ek moet wees? Luister ek vanoggend na hom. Ouens, hierdie is vir ons almal. Dis nie net vir miljoen of duisende jare terug nie. Dis vandag vir ek en jy net so belangrik om te luister na die stem van die Here. Net soos wat Paulus na die stem van die Here moes luister, so moet ek en jy na die stem van die Here luister. Net soos wat Paulus moes prys gegee het, moet ek en jy prys gee. Opofferings doen. Hoekom? Terwille van die koninkryk. Ek het al baie vir mense gesê, ek het al baie opofferings in my lewe gedoen. Goed wat ek gevoel het, ek het 'n reg. Maar terwille van die evangelie het ek omgedraai en weggestap. Want die evangelie was vir my belangriker. Die liggaam van Christus as my eie ek, my eie sienings, my eie idees, my eie goed wat ek wil hê. So, wat is vir jou die belangrikste? As jy deel is van die liggaam, as ek deel is, dan raak dit vir my belangriker as enigiets anders. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons net om die woord
so kan sit. Here, wat u vir Paulus geleer het vir Paulus gesê, ek gee jou die verborgenheid. Here, u het gekom om daardie verborgenheid van die Vader aan hulle bekend te maak. U het hulle geleer, u het hulle gelei. U het hulle vertel wat die hart van die Vader is. U het hulle vertel wat die Vader eintlik doen. U het hulle vertel hoe graag die Vader hulle wil hê hulle moet gesond wees. Wanneer hulle honger het, wanneer hulle dors het u hulle vertel hoe om te maak om in die wil van die Vader te wees. Here, u het vir hulle stories vertel en gelykenisse vertel van die Samaritaan. Here, laat jy moet stop baie keer en help, dat jy nie net moet aangaan nie. Here, u het vir hulle soveel gelykenisse vertel, wat u gesê het, dit is hoe die Vader is, en dit wat die Vader verlang. En dit het hulle deel gemaak van die liggaam. Wanneer u daar tyd gespandeer het, was juis om hulle te leer en vir hulle te vertel hoe lief God hulle het, hoe lief u Vader ons het. En Here, u sê, u doen presies dieselfde wat my Vader gedoen het, doen u. En Here, u verwag vanoggend vir ons om daardie liggaam wat u kom vertel het, wat om by mekaar te bring, om daardie liggaam te bewaar en te beskerm. Here, het u vir ons ook nagelaat. Het soveel vir u disippels ingetree. Wanneer hulle beskuldig het u ingetree vir hulle. Wanneer hulle gesê het, hulle het oortree, het u vir hulle ingetree. U was nie bang om dit te doen nie, want hulle was deel van u liggaam. Hulle was deel van u gewees. Here, so bid ek dan vir ons, dat ons so deel van u heerlikheid en u beloftes en u goeie sal raak vanoggend. Here, laat ons niks anders te sal wil hê as om deel te wees van u nie. Here, laat ons baie keer ons eie ons roems een kant toe sal skuwe en net sal doen dit wat u wil hê ons moet doen. Laat ons baie keer sal prys gee terwille van die liefde. Laat ons baie keer opoffering sal doen terwille van die liefde en die liggaam. Here, kom raak ons aan, maak ons vanoggend soos wat u wil hê ons moet wees. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar sê Halleluja, die Alpha, die Omega. Halleluja, die blindmare sær. Halleluja, halleluja, die sundre sansaro. Oh, in die Jesus, the Alpha, the Omega. Oh, Ekmo, the Blambore Saria, Ekmo, the Sundra Sansaro. Oh, you begin to follow the Alpha, the Omega.
noem die blinkmore ster, ja, ek noem die soetroos van Saron, hou hier die Jesus aan Ja, ek noem hom vanmôre. Hy is die blinkste weer, hy is die blinkmore ster. Vader, baie dankie vir oggend. Here, laat ons net om u woord kon wees en u woord kon luister. Here, dankie dat ons vir oggend net nog kan sing. U is die Alfa, u is die Omega. Here, dankie dat ons vanmôre kan sing, u is die begin, u is die einde. Dat u is die begin van ons lewens. En Here, laat u die einde, die dag wanneer ons ons koppe neerlê, nog steeds by u sal wees. Here, my gebed dan bewaar ons, beskerm ons, hou ons vanoggend in die holte van in die hand. Druk ons vanmôre teen die boesem vas. Verberg ons vanmôre onder u vleuels, Here, soos 'n hen haar kuikens bewaar. Here, vat ons in die hand en lei ons op hierdie pad. Here, waar ons dalk wil verkeerd gaan, bring ons terug, trek ons terug. Maar lei ons, Here, om die heerlikheid van u te kan beleef. Vader, ek seën elkeen van hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê amen. Amen. Die Here seën u en as die Here se wil is volgende Sondag, dan sien ons mekaar weer en maak ons lekker weer die naam van die Here groot. Amen.